Goeiedag, liewe luisteraars, dit is weer ek, Adrian, met my tyd geleef wandel saam met Jesus. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek hoop, glo en vertrou dat het goed gaan met u. Ja, ons krag en ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Prys sy wonderlike naam. Liewe luisteraars, wat 'n voorreg is dit nie weer vir my om 'n boodskap vanuit Gods woord met u te deel nie. Die tema van vandag se woord is God is liefde. God is liefde. Ons skriflesing kom vanuit 1 Johannes 4, verse 7 tot 19. Ja, 1 Johannes 4, vers 7 tot 19. En u is ook welkom om die Bybels oop te maak daar en saam te lees. Nou, die skriflesing kom uit die Afrikaans 53 vertaling van die Bybel. Ek wil sommer dadelik met die deur in die huis val met vandagse tema, wat handel oor God se liefde vir sy kinders, vir u en vir my en vir elke ander mens. Meer direk kan dit nie gestel word as hierdie 3 woorde nie. God is liefde, punt. God is volmaak en omdat hy liefde is sy liefde ook volmaak vir elke liewe mens op hierdie aarde. Halleluja, prys God. Nou dit laat my dink aan liedere wat ons dan ook sing tydens kerk, eredienste en byeenkomste met worship en prys, wat verband hou met God se liefde vir ons. Nou, ons het al hierdie liedjies gehoor en gesing. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Die lirieke sê dit alles, sy liefde is wonderbaar. En belangrik is mense verander, maar Jesus is nooit, en dit is inderdaad so. Die ander liedjie is een wat meestal in die kinderkerk gesing word, hierdie kindertjies. Alhoewel ons het ook al gesing het tydens die eredienste, en dit is Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Amen. Dit is presies so. God praat met u en my deur sy woord, en deur sy woord verseker hy ons van sy goddelike vaderliefde vir ons as sy kinders. Laat ons dan nou oorgaan tot vandag se skriflesing uit die woord van God. En soos ek gesê, die skriflesing is uit 1 Johannes 4, verse 7 tot 19. En die woord is as volg. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En dan die laaste vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Amen. Salig is die wat die woord van die Here ontvang en dit in hulle harte bewaar.
Ja, geliefdes, laat ons kyk na hierdie woord, en ons kan sê ons het lief, want God is liefde. Nou om mee te begin, die woord lief hê, is 'n werkwoord. Die woord liefhet kom die eerste keer in Genesis 22 van die skrif voor, in die verhaal van Abraham wat vir Isak moes gaan offer het. En Abraham het God se liefde en trou ervaar, toe hy alles op daardie bergtop op die spel geplaas het. En God is liefde. 1 Johannes 4 vers 7 sê Johannes vir ons, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. En vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Nou die heel belangrikste wat ons hier kan uithaal oor God se liefde, is, dat liefde is wie hy is. Ja, liefde is wie God is. Vers 7 sê immers, dat die liefde uit God is, dat ons as mens mekaar moet lief hê, omdat elkeen wat lief het, uit God gebore is, en God ken. Nou hy wat nie lief het nie, ken nie vir God nie, want God is liefde. Jy sien, liefde vorm die kern van God se wese, en elke aspek van ons verhouding met hom is deurdrenk van hierdie werklikheid. Johannes het die woord liefde talle kere in hierdie kort boek gebruik. En in hierdie skrifgedeelte van vandag openbaar hy 'n aantal diepsinnige insigte oor hoe God se liefde ons harte en ons lewens met liefde vul. Ons moet God se liefde ken en glo. Nou vers 16 sê Johannes vir ons, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en glo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Ek sê weer, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en glo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Jy sien, dit is maklik om liefde as 'n gevoel en of 'n emosie te beskou, maar God wil hê ons moet die liefde wat hy vir ons het, leer ken en baie belangrik hier, daarin glo. Ons moet glo met ons hele wese. Ons lees die skrif van God se liefde vir sy kinders. Dit is u en ek en elke ander mens. Ons moet daadwerklik glo dat daardie liefde ook op ons gerig is. Geloof in God se liefde laat ons toe om dit al hoe dieper te leer ken en te ervaar. Ons beskik wel oor die potensiaal vir volmaakte liefde. Ons sien dit in verse 17 en 18. En ek haal die verse weer aan, vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. En vers 18 sê vir ons, daar is geen vrees in die liefde nie, geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Die liefde wat God aan ons skenk, liewe luisteraar, word slegs vervolmaak deurdat ons dit beoefen. Ons moet daadwerklik liefde in ons alledaagse wandel wys en gee aan elkeen wat op ons pad kom. God gee nie vir ons liefde net sodat ons dit soos 'n spons moet absorbeer nie. Nee, wanneer God se liefde in ons vervolmaak word, verander dit ons lewens en ons optrede radikaal. Sy goddelike liefde gee ons selfs die moed om ons vrese te oorkom en te oorwin en reg te lewe. God het ons eerste lief gehad. Nog voordat ons gebore is, met ander woorde, wyl ons nog in moederskoot was, en voordat enige iemand van ons bestaan geweet het, voordat ons selfs ons ouers, ons grootouers, of voorouers gehad het, het God ons reeds lief gehad. Hoe wonderlik is hierdie wete dat hy ons eerste lief gehad het nie. En dit is waar alles vir u en vir my begin het. En op grond van God se ewige liefde vir ons, het en kan ons ander ook lief hê. Amen, prys ons liefdevolle God. En nou kan ons sê, is God se liefde voorwaardelik of is dit onvoorwaardelik? En die vraag het dalk al by ontstaan, of God se liefde vir ons as sy skepsele voorwaardelik of onvoorwaardelik is.
Nou die antwoord hierop is dat God se liefde vir die mens, soos die Bybel dit aan ons beskryf, duidelik onvoorwaardelik is. Hy skenk sy liefde aan elke mens. Het sy dit die ateïs, die ongelowige, die sondaar of die regverdiges is. Vers 7 in ons skrifgedeelte sê dit weer. En ek haal aan, want die liefde is uit God. Hy gedeelte in vers 7, want die liefde is uit God. En daarom kan ons sê dat God ons lief het sonder enige voorwaardes. Hy het lief omdat dit in sy wese en sy natuur is om lief te hê. Die liefde wat hy in hom het, dryf hom tot gewillige handeling. Ons lees dit in Matteus 5 vers 45. Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Jy sien deur sy vaderlike liefde vir sy kinders, gee hy aan almal van ons, hy gee aan ons almal eweveel. En deur die sondeval in die mens se adamiese natuur, het die mens van hom verwyderd geraak, en moet die mens die keuse en die wilsbesluit neem om terug te draai tot God, om tot inkeer te kom, naamlik deur wedergeboorte en bekering. Die sondige mens moet tot sterwe kom, en niet gebore word in Christus Jesus. Slegs dan kan hy lief hê, want dan is hy uit God gebore, en ken hy God. Dan weet hy dat God ook liefde is. Het is ook belangrik om daarop te let en te weet dat God se liefde 'n liefde is wat onderneem, wat inisiatief neem. God se liefde is nooit 'n respons of 'n reaksie nie. Dit is juist dit wat sy liefde onvoorwaardelik maak. Indien God se liefde voorwaardes gehad het, sou ons iets moes gedoen het om het te verdien, nie waar nie? Dit sou beteken dat ons op 'n manier God se wraak moes bevredig het, of onsself van ons sondes moes gereinig het, voordat God ons sou lief hê. Dit is egter nie wat Gods woord ons leer nie. God se liefde is gedrewe deur liefde in die evangelie, die liefde wat onvoorwaardelik was, om elke mens te verlos van die sonde, deur ons Messias, ons verlosser, Jesus Christus, die Seun van God die Vader. Amen. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, dat God waarlik elkeen lief het, want hy bewys genade en barmhartigheid aan een en elk. En God se liefde is 'n liefde wat gee. Liewe luisteraar, God se liefde is 'n soort liefde wat aan ons gee. Johannes 3 vers 16 sê dit vir ons in alle opsigte, en ek haal die vers aan. Ons almal ken hierdie vers, is baie bekend. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou hierdie, soos ek gesê het, is 'n alombekende vers. Johannes vertel ons in hierdie woorde, hoe onbeskryflik groot God se liefde is. Sy vaderlike liefde vir sy kinders was in hierdie wêreld en steeds is, dat hy sy geliefde en eniggebore seun vir ons gegee het, sodat daar vir ons redding, verlossing en saligmaking kon wees. En dit het gekom deur die kruis. Verse 9 en 10 van ons teks sluit aan hierby en ek haal aan. Vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld ingestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En dan vers 10. Hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Amen. Dankie Here, dat daar vir ons verlossing en redding gekom het, uit die liefde vir ons. Sien, God se liefde gee nie net sy eniggebore seun nie. Dit skenk aan ons 'n trooster ook, naamlik die Heilige Gees, die Gees van God wat in ons woon. God se liefde het vir ons vergifnis van sondes gegee. Dit het saligheid aan ons gegee, asook die ewige lewe. God se liefde hou aan om te gee en te gee. Romeine 8 vers 32 bevestig dit. En ek haal aan, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie,
maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? In Romeine 8 vers 35 sê ook, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swart. Jy sien, Paulus kom met die antwoord in Romeine 8 vers 37, wanneer hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Daar is dus niks, liewe luisteraar, wat vir u en vir my van God se liefde kan skei nie. Wat ook al die lewe na ons kant toe gooi, daar is niks maar niks wat ons van God se liefde kan skei nie. Nie eers die vyand kan het regkry om ons van God af weg te rokkel en van sy liefde te skei nie. Die hartseer, die uitdagings in ons lewens, die depressie, die bitterheid en swaarheid van verwerping, om net 'n paar te noem, sal nie die oorhand kry nie, want God is liefde. God is alomteenwoordig in ons. Sy liefde is en bly in ons tot aan die einde van dae. U en ek sal oorwinnaars wees deur God wat sy liefde aan ons bewys, deur die genade van sy Seun, Jesus Christus. En God se liefde is volmaak en uitnemend. En ek haal weer die volgende vers aan uit ons teks, vers 18. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Liewe luisteraar, God is volmaak, in elke opsig is hy volmaak, hy is boredelik, hy gaan alle verstand te bowe, en omdat God volmaak is sy liefde vir ons ook volmaak. God is die enigste wese wie sy liefde nie besoedel kan word nie. Sy liefde is en bly altyd rein, altyd vlekkeloos en sonder rimpel. Ons as mens in teenstelling met God kan baie lewenservarings van liefde hê, ons kan baie ondervinding van die liefde hê, maar dis ons menslike liefde wat besmet word op die een of ander wyse, deur gebeure, die verloop van die lewe en allerhande gebeure wat op ons pad kom. Maar hiervoor is daar ook 'n oplossing, en ons kan leer by die Here wat volmaakte liefde is. Ons kan by hom gaan kers opsteek, hoe om ons medemens ook lief te hê. En ons kan lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, Jesus leer vir ons in Matteus 22, verse 37 tot 39, dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, ons kan naaste liefde betoon, omdat God in ons is, en ons in God is. Gods woord leer ons ook verder in 1 Korintiërs 13, in verse 4 tot 8, dat, en ek haal dit aan, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. En dan die laaste vers, vers 8, sê die skrif, die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. En dan vers 13 sluit af deur te sê, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. As jy nou bly geloof, hoop en liefde oor, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Nou laat ons dan mekaar lief hê, liewe luisteraars, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Amen. Kom, laat ons die oë sluit, en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, in hierdie dag kom raak ons stil voor U, in die naam van Jesus. Ons loof en prys U vir die almag,
Hoe groot is U nie, Here? Word dan ook verheerlik in hierdie dag. Elke knie sal buig en elke tong sal bely, dat U waarlik die Heer is. Dankie vir hierdie woord wat kon uitgaan vandag. U woord kom nooit ledig terug nie. U is 'n waarmaker van die woord. Dankie Here dat ons met vrymoedigheid kan weet dat U 'n God van liefde is, en dat U ons eerste lief gehad het, wyl ons in moederskoot was, dat ons elkeen by die naam geroep het, en vir ons gesê het, Jy is myne. U liefde is volmaak, omdat U volmaak is. Dankie Here dat U ons onderrig oor U liefde, en dat ons naaste ook moet lief hê soos onsself. Help ons dat ons ook daardie liefde onvoorwaardelik sal gee, soos U dit aan ons gee elke dag. Dankie ook dat U hierdie wêreld so lief gehad het, dat U U enige gebore Seun, Christus Jesus, gegee het, om ons sondelas te dra, sodat daar vir ons verlossing, redding en zaligmaking kon kom aan die kruis. U genade alleen is vir ons genoeg. Ons dank, loof en prys en eer U, Here. U alleen is waardig. Ek bid dit in die naam van Christus Jesus, die naam bo alle name. Amen. Liewe luisteraar, dankie dat ons weer tyd saam kon spandeer rondom die woord van die Here. Mag U 'n geseënde week beleef en gaan in vrede. Liewe luisteraars, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.